Goeiemôre, welkom by dag 16 van ons 21 dae uitdaging van Flowering Almond. Vanoggend gesels ons 'n bietjie oor vas van die dinge wat my vashou. Nou voordat ons wegspring, kom ons bid gou saam. Here Jesus, dankie vir die voorreg vir 'n nuwe dag, 'n nuwe week. Here, dankie vir asem in ons longe. Here, ek kom bid dat U vandag U hart aan ons sal openbaar, ons gedagtes sal stil maak en ons ore sal oopmaak om U stem te kan hoor. Here, kom lei my terwyl ek praat, sodat my woorde regtig met sout besprinkel sal wees en dat ek 'n instrument in U hand sal wees. Here, ek bid vir elkeen wat luister om werklik vandag 'n ontmoeting met U te hê. Bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Goed, julle, so vandag praat ons, soos ek gesê het, oor dinge wat ons vashou, nê, wat ons partykeer nodig het om van te vas. So eerstens, wat is vas? Vas is om afstand te doen van dinge wat my terughou in my groei met Jesus Christus en in my verhouding met hom. Nou die eerste vers wat ek vir julle wil lees is Matteus 6 vers 17 tot 18. Maar wanneer julle vas, versorg julle gesigte, sodat dit nie vir die mense sigbaar is dat julle vas nie, maar vir julle Vader wat in die verborgenheid is, en julle Vader wat in die verborgenheid sien, sal julle in die openbaar beloon. So vas is 'n persoonlike ding. Dis 'n ding tussen jou en Jesus Christus. Dis nie iets wat jy vir almal vertel, "Ag julle, ek vas," en dan staan jy op die hoeke van die straat en basyn dit uit nie. Dis tussen jou en die Here en jy hou dit rustig. Jy kan vir jou en stil vir jou naaste mense kan mens byvoorbeeld sê, want hulle gaan wonder hoekom eet jy dalk nie saam nie of hoekom doen jy sekere dinge nie saam nie, dan help dit net vir hulle om ook te verstaan. Nou julle, vas rig ons gedagtes op Jesus. En daar's sekere goedjies wat ons so vashou. Ek het nou nogal vanoggend terwyl ek my dogtertjie se hare kam toe dink ek, daai klein fyn rubberrekkies kry mens nie sommer uit 'n dogtertjie se hare sonder 'n geskree, sonder 'n gehuil nie. So baie kere vat ek so my skertjie en knip ek daai rekkies versigtig uit haar hare uit. En terwyl ek so daaraan dink, besef ek dis presies wat vas is. Vas is om daai rekkies wat so in ons lewe ingekoek is, om dit versigtig uit te haal, afstand van dit te doen, dit heeltemal uit te hou, want dit het so verkoek geraak, en het ons so vas begin hou, dat dit nie meer kan uitkom nie, en dat mens nie meer kan loskom nie. En ons sekere dinge in ons lewe, wat ons partykeer so vashou, dat ons sukkel om met die Here koneksie te maak. Nou vas is meestal om mense vlees bietjie te dwing, om in gehoorsaamheid met die Here te kom. Dis nie om arm te druk met die Here en te onderhandel en sy arm te probeer draai om sekere goeders aan mense te gee nie. Maar dis meer om jou vlees so bietjie terug te hou, te sê vlees, kom, terug is jy, my gees gaan nou sterk wees. So daar's verskillende dinge wat ons kan vas. Ons kan kos vas, ons kan koffie vas, suiker, televisie kyk, sosiale media, enige iets wat vir jou, selfs oefen kan mens vas, wat jou vashou, wat maak dat jy nie tyd aan die Here spandeer nie. Kan jy vir 'n tydperk sê, ek gaan nou hierdie ding vas, want elke keer wanneer ek lus daarvoor gaan raak, of elke keer wanneer ek daartoe gaan neig, dan gaan ek eerder tyd in gebed spandeer en tyd in die woord spandeer. So, dan is jy heeltyd besig om as gevolg van jou vlees wat swak is, uit die gees uit op te staan en sterker in jou gees te word. So ruk terug het ek so 40 dae vas gedoen. Hulle noem dit die Exodus Challenge, so met Aletta Winkler en Liesje van Rooyen. En die rede hoekom ek dit gedoen het, was nie noodwendig vir gewigsverlies nie. Dit was omdat ek sekere deurbrake nodig gehad het in my gees, weer nodig gehad het om weer my vlees bietjie te onderwerp aan my gees. En in daai tydperk het iemand vir my op die groep, toe stuur hulle 'n prentjie van 'n vrou met 'n donut, en hulle sê toe, as ek nie eers vir die donut nee kan sê nie, hoe kan ek nee sê vir sonde? En dit het my verskriklik diep geraak, want toe besef ek, dis eintlik waar vas gaan. Dit gaan nie oor nee sê vir 'n sjokolade, nee sê vir 'n TV-program nie, dit gaan daaroor om nee te sê vir iets wat lekker is vir die vlees, nie omdat dit noodwendig sleg is vir die vlees nie, net om in daai oomblik nee te sê en te sê, ek is sterker, my gees is sterker as my vlees. Nou julle, hoekom vas ons? Die eerste een is om nader aan God te kom. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. So dis 'n manier hoe ek vir God sê, Here, ek kies om nader aan U te kom.
U het beloof dat as ek nader kom, en sal U Uself aan my openbaar. So kry jy dan 'n openbaring vir hom, want hy gaan vir jou opdaag. Hy gaan jou ore instel om sy stem beter te hoor. Nommer 2 is om geestelike fokus te kry. Psalm 63 vers 2 sê, my siel dors na U, my vlees smag na U. So dis daar waar ons onsself net onderwerp, om weer ons fokus reg te kry, om weer te vergeet van die dinge wat ons vashou en om ons is, en ons fokus te sê, ek volg Jesus, ek wil sy weg volg. En dan nommer 3 is om te bid met erns en oorgawe. En Esther het gevas, omdat sy na koning Ahasveros toe moes gaan, so sy het gevas om die Here te vra vir beskerming. In Handelinge 13 vers 2 tot 3 het die disippels gevas en gebid, voordat hulle vir Paulus na Barnabas gestuur het. So baie keer sien mense dat vas en gebed loop hand aan hand. Dan die 4de een is om berou en vernedering vir God te toon. So in Joël 2 vers 12 tot 13 sê dit, keer terug na my met julle hart, met vas, geween en rou. So ons het al gepraat die vorige paar daaroor, sekere sonde, sekere dinge wat vasklou in ons lewe, sekere afgode wat vasklou in ons lewe. En om afstand van dit te doen, is dit baie keer nodig om te vas. Want dis daar waar jy berou toon, waar jy sê, Here, ek kom onderwerp my vlees nou, kom maak my asseblief vry van hierdie dinge. Kom help my om vry te kom, kom help my om los te kom hiervan. En dan soos ek reeds genoem het, die 5de is om jou vlees te onderwerp. Galasiërs 5 vers 17 sê, die vlees begeer teen die gees. So wanneer ons vas, dan leer ons om op ons gees te reageer en nie op ons vlees nie. Goed, so daar is soveel seën in vas, nê. Daar's 'n seëning wat kom wanneer jy vas, dat jy beter die Here se stem kan hoor, dat jy, dis asof die sluiers van jou oë weggetrek word, dat jy beter kan sien, en dat jy sy gees beter kan ervaar. Daar kom 'n sterkte van diep binne jou, van daai bron van lewende water wat uitspruit die oomblik wanneer ons vas. So vandag wil ek vir jou vra, gaan bidend in jou joernaal en skryf neer, vra vir die Here om vir jou te openbaar en te sê, Here, wat is dit wat my vashou? Wat is dit wat die meeste van my tyd vat? En dan vir hierdie volgende 5 dae, van vandag, of dan as jy eers môre wil begin, van môre tot Saterdag, maar vat 5 dae nou. Dan sê jy, Here, ek gaan vas. Dalk is dit van jou Facebook, dalk is dit van Instagram, dalk is dit van Netflix. Dit is miskien van suiker, dat jy so afhanklik is van daai soet, dat dit jou comfort raak, om lekker kossies te eet, om 'n koffie te drink, raak jou troos, en die Here is nie meer jou troos nie. Miskien is dit om te sê, Here, ek gaan myself weerhou van vleis en van brood, ek gaan soos Daniel hierdie week net groente eet, want ek wil my vlees onderwerp, ek wil tyd aan U spandeer. Miskien vas ek hierdie week van my oefening, en ek sê, hierdie week gaan ek nie gym toe gaan nie, net vir hierdie 5 dae, en daai uur wat ek sou gym, gaan ek in gebed en in die woord spandeer. Jy weet wat dit is wat jou vashou, wat prioriteit het, onthou die afgode waaroor ons gister gepraat het. Jy weet wat is daai standbeeldjies in jou lewe, om te sê, Here, ek vas van sekere goedjies, wat vir my te belangrik geraak het, of ek vas net van kos, omdat ek minder tyd wil spandeer om kos te maak, ek wil meer tyd in gebed spandeer. So, mag die Here vir julle wysheid vandag gee, mag hy julle lei, om saam met my, regtig te gaan neerskryf en te kyk, wat is dit wat ons vashou en ons terughou, om werklik te kan groei. Ek sien uit om môre weer saam met julle hier te wees.